Hallo en welkom by die erediens vir die NG Kerk van Warmbad, Sondag 28 Junie 2026, waar ons 'n bietjie gaan kyk na die eise van disippelskap. Hierdie is 'n gedeelte wat ek reken as deel van die moeilike spreuke van Jesus, so ek hoop dit mag ook vir u tot seën wees. Maar voordat ons na ons teksgedeelte kyk, kom ons bid net eers saam. Hemelse Vader, baie dankie vir u liefde, baie dankie vir u genade, baie dankie vir u geregtigheid. En Here, dat ons baie keer vergeet van al die seëninge wat ons ook van U af ontvang. En daarom vra ons, wil U ook vir ons nou deur hierdie gedeelte lei en help om te verstaan. En wanneer ons daarmee besig is, Heilige Gees, gee vir ons wysheid, insig en ook die moed om met dit ook verder te stap in ons lewens. En daarom bid ons dit in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Ons kyk dan na ons skrifgedeelte, dit is Matteus 8 vers 18 tot 23. Kom ons lees dit saam. Toe Jesus die skare rondom hom sien, het hy opdrag gegee dat hulle na die oorkant vertrek. 'n Sekere skrifkenner het toe nader gekom en vir hom gesê: "Meester, ek sal u volg waar u ook al gaan." Maar Jesus antwoord hom: "Die jakkalse het gate en die voëls van die hemel neste, maar die seun van die mens het geen plek waar hy sy kop kan neerlê nie." Iemand anderste, weer een van sy disippels, het vir hom gesê: "Here, laat my toe om eers my vader te gaan begrawe." Maar Jesus sê vir hom: "Volg my en laat die dooies hulle eie dooies begrawe." Jesus het in die boot geklim en sy disippels het hom gevolg. Ons lees tot sover. In hierdie gedeelte in Matteus bring dit vir ons 'n soort van 'n breuk in die genesingswerk van Jesus, kort voordat hy dan ook die opdrag aan sy disippels sou gee, waaroor die vorige boodskap wat ek gedoen het vir Karasburg ook gegaan het. En as 'n mens sou kyk na waaroor hierdie gedeelte gaan, is dit amper soos 'n vooruitwys juis na daardie opdrag. Deur 'n beeld hier te skets dat disippelskap dalk nie so maklik is wat mense dalk dink nie. En die woorde van Jesus in die gedeelte is dan ook die rede hoekom ek dit dan deel maak van my reeks oor die moeilike spreuke van Jesus. Dit begin met Jesus wat, toe hy die skare mense rondom hom sien, besluit het om in 'n boot te klim en na die oorkant toe oor te vaar. Nou dit klink na net 'n eenvoudige stelling van iets wat gebeur het, maar ons sien iets fundamenteel hier raak van Jesus en sy omstandighede. Nou dit het gereeld gebeur dat Jesus omring was met 'n skare mense en dikwels het hy hulle weggestuur na 'n tyd of dan selfs ook wegbeweeg. En natuurlik ook omdat hy nie net God is nie, maar mens ook. So hy het tyd gemaak om te rus en gewoonlik om te gaan bid. En hier weer sien ons, Jesus maak 'n besluit en hy beweeg dan. En dit is hierdie besluit en beweging wat ons volgende verse inlei, as ware 'n backdrop gee waarteen die volgende twee gebeure afspeel. Dit vind plaas met ander woorde tussen Jesus se besluit om oor te vaar na die ander kant en in die ander tussen waar hy dan uiteindelik in die boot klim en dit dan doen in vers 23. Maar net voordat hulle vertrek, kom daar dan twee mense na Jesus toe en hulle wil baie graag as ware by die binnekring van Jesus se 12 disippels aansluit. So kom ons kyk na hierdie twee mense en kyk wat dit vir ons wys en leer juis oor disippelskap. Vers 19 tot 20 handel oor die eerste persoon, naamlik die skrifkenner. Wanneer Jesus toe kom en dan aankondig dat hy vir Jesus wil volg. Nou dit in op sigself was dit 'n besonderse gebeurtenis, juis omdat Jesus en die skrifkenners eintlik gereeld teen mekaar opgetree het. Maar ook omdat die skrifkenner self 'n leermeester van die skrif was. En nou na Jesus toe kom en vir Jesus erken as 'n leermeester. En sy verklaring: "Ek sal u volg waar u ook al gaan." En hy het dit bedoel. Hy wou 'n konstante navolger van Jesus wees. En dit spreek die woorde eintlik maar van baie Christene vandag wat waarskynlik dieselfde verklaring sal maak. Jesus, ek sal u volg waar u ook al gaan. En gewoonlik sê ons dit vol bravade, vol selfvertroue en afhanklikheid. Maar Jesus se antwoord wys dat die man
nie werklik opregte bedoelings dalk gehad het nie en nie werklik besef het wat dit beteken om 'n disipel van hom te wees nie. Hy het die skares gesien wat na Jesus toe gekom het, hy het die wonderwerke gesien, die entoesiasme rondom Jesus ensovoorts en dit het waarskynlik gelyk na iets wat baie goed is om juist dan naby Jesus die hele tyd te wees. Ons hoor iets van die voorspoedsteologie hier en die belofte van voorspoed en mooi dinge die hele tyd. En so hy wou Jesus 'n disipel wees, maar hy het nie verstaan dat daar implikasies is om Jesus se disipel te wees nie. Naamlik selfverloning, opoffering, diens en lyding. En so Jesus antwoord hom dan: "Die jakkalse het gate en die voëls van die hemel neste, maar die seun van die mens het geen plek waarop hy sy kop kan neerlê nie." Die jakkalse in daardie gebied waar Jesus opgetree het in daardie tyd was baie en algemeen en hulle het oral gate gehad waarin hulle gebly het. Ook die voëls het gewoonlik neste gehad waar hulle gebly en broei het. Maar Jesus wat homself hier die seun van die mens noem, sê hy het geen plek waarop hy sy kop kan neerlê nie. Nou Jesus is die hele tyd besig om rond te reis en die Jode van Judea het hom verwerp in Johannes 5. Gedarese mense het hom gesmeek om van hulle af weg te gaan en 'n paar verse verder in Matteus 8. En dan is hy ook verwerp deur Samaria in Lukas 9 en die mense wou hom net kruisig in Matteus 27. En selfs die hemel het hom verlaat 'n paar verse verder aan die kruis. En hierdie skrifkenner het waarskynlik nie hierdie berekeninge gemaak oor juis wat dit beteken om vir Jesus te volg nie. Natuurlik is daar wonderlike geskenke en uiteindes wat vir ons wag as ons vir Jesus sou volg, maar die volg self is nie so maklik soos 'n man soos hierdie man dalk gedink het nie. Of toe hy wel vir Jesus gevolg het of nie, wel dit weet ons nie want dit is nie opgeteken nie. Maar wat belangrik is om te verstaan die prys wat ons betaal om vir Jesus te volg. En dit bring ons dan by persoon 2, vers 21 tot 22. Nou, waar die eerste persoon as ware te gereed was om Jesus te volg, kom hierdie volgende persoon uh en wil dit voorkom of hy onvoorbereid is om Jesus te volg. Hierdie persoon was al reeds 'n disipel van Jesus, nou nie een van die binnekring van 12 nie, maar een van die ander. En sy versoek was om eers sy pa, wat waarskynlik nou oorlede is daardie dag of die dag van tevore, um, om om hom wat oorlede is terwyl hy vir Jesus gevolg het om hom te gaan begrawe. En in daardie tyd is dit van 'n seun verwag om sy pa se begrafnis by te woon, so as 'n finale wys van respek. En as 'n mens dit hoor, klink dit tog vir ons na 'n baie aanvaarbare en 'n regte versoek van die man. Jesus gaan sekerlik tog vir hom toestemming gee, sy medelee dalk met die man deel en dalk vir hom 'n gebed doen ook. Of hoe? Jy weet dalk kan Jesus selfs aanbied om saam met die man te gaan en die begrafnis te behartig. Ek bedoel dit is mos wat 'n goeie dominee sou doen, is dit nie? Maar Jesus antwoord die man met juis een van sy moeilike spreuke wat sê: "Volg my en laat die dooies hulle eie dooies begrawe." En met die eerste oogopslag klink dit of Jesus dalk selfs harteloos hier optree. So, wat is hier aan die gang? Jesus se bedoeling is eintlik baie duidelik. Laat die wat geestelik dood is omsien na die begrafnis van iemand wat net soos hulle ook geestelik dood is. Maar hoekom het Jesus nie aan hierdie man geleentheid gegee om 'n fisiese begrafnis by te woon nie? En daar's 'n paar verklaringe wat ons hiervoor sou kan gee. Die eerste een is dat die begrafnis in daardie tyd was nie soos ons dit vandag ken in ons westerse tradisie nie, maar was eerder iets soortgelyk soos wat ons dit vandag partykeer sien by die swart volke. Dit was iets wat jou geestelik nie opgebou het nie en ook nie laat groei het nie. Dit was gewoonlik 'n geraas deur oorbodige en soms skynheilige gehuilery, wat soms dan weer oorgegaan het in 'n spottende gelaggery. Jy kon selfs mense huur om te kom huil by so 'n begrafnis. Daar was mense vir wie dit hulle werk was om dit te doen. En Jesus wou waarskynlik die man daarvan spaar sodat hy eerder 'n seëning kon ontvang deur saam met Jesus te wees en daardeur ook 'n seëning vir iemand anders sou te kon wees. Jesus het natuurlik geweet dat sy eie tyd op aarde beperk is, so die tyd wat jy saam met hom hier op die aarde het, is beperk en daarom meer werd. Die tweede verklaring is omdat Jesus alreeds die opdrag gegee het in vers 18
dat hulle na die oorkant toe moet beweeg en hy was op die punt om te vertrek. So as die man saam met Jesus sou wou beweeg, dan sou hy nou moes saamgaan. As hy eers sy vader wou begrawe, dan sou hy as ware die boot verpas. Die derde verklaring is dat Jesus is die soewereine heerser. En om hom te volg beteken dat ons doen dit wat hy vir ons sê om te doen, om gehoorsaam te wees aan sy leiding en aan sy woord. En dan ten vierde wou Jesus vir hom leer dat die koninkryk van die hemel is baie belangriker as familiebande hier op aarde. In die hemel eendag gaan familiebande ook juis opgehef wees, omdat ons dan almal een geestelike familie gaan wees. Nou al vier hierdie verklaringe was nie noodwendig waar op hierdie oomblik van Jesus se antwoord nie. Want ons weet nie watter een van hulle Jesus dalk 'n gedagte gehad het toe hy dit geantwoord het nie. En daar is verseker ander verklaringe wat hy ook gegee sou kon word rondom dit. Maar wat ons wel weet en verstaan rondom die antwoord, is dat Jesus se antwoord gevul was met wysheid. En vir ons probeer wys dat hy belangriker is as enigiets anders in hierdie wêreld. Dis belangriker om vir Jesus te volg as om jou pa te begrawe. Dit gaan saam met die teks waar Jesus dan ook jy sê dat as 'n mens nie bereid is om afstand te doen van selfs jou familie nie, dat jy nie dan waardig sou wees om hom te volg nie, want hy vra ons hele lewe en om hom te volg is die beste opsie. En dit is die belangrikste opsie in ons lewens as ons disippels wil wees. So hierdie is iets wat die voorspoedsteologie spesifiek dan vermy of ignoreer. Al is Jesus die een wat vir ons sondes ly, word dit tog baie duidelik gemaak dat ook ons as disippels vir hom baie keer moet ly. En as ons gaan kyk na die disippels, jy weet veral na Petrus se reaksie voordat Jesus in hegtenis geneem is dat hulle vol bravade eintlik bereid was om dit te doen. Totdat dit werklik gebeur het, Jesus gevange geneem is, toe vlug hulle natuurlik. Maar na die uitstorting van die Heilige Gees is daar meermale voorbeelde waar navolgers vir Jesus, vir hom en sy koninkryk gelei het. Die bekendste een seker omdat hy die eerste een was Stefanus. Nou die pad van disippelskap is nie 'n bed van rose met ander woorde nie. En dit moet ons duidelik verstaan. Maar Jesus roep ons juis om ons lewens op te gee vir hom en om hom te volg. Voeg hierby die gedeelte oor Jesus se versoek dat ons aan God moet bid vir arbeiders vir die oes. En hierdie gedeelte kry ook die beeld van 'n dringendheid van die koninkryk van God. Dit is iets met ander woorde waaroor ons nie kan talm nie. En dit benadruk dat om vir Jesus te volg vra 'n totale verbintenis van 'n mens, jou hele wese en alles wat daarmee saamgaan, maar ook die aanslae van die wêreld en die bose, juis omdat ons vir Jesus volg. En ja, die prys wat ons betaal is duur. Maar om dit nie te doen nie, dit is nog duurder. Want sonder Jesus wag die hel, die veroordeling, die ewige afskeid van God. Amen. Kom ons bid saam. Ons dank die Here vir hierdie woord wat ons ook help om te verstaan dat om U te volg is nie maar net grappies of maklik soos wat 'n mens dalk jouself mag indink nie. Die Here, ons leef in 'n wêreld waar die wêreld ons eintlik vyandig gesind is, waar die bose daarop uit is om ons te loop soek en verslind. Maar dankie vir U liefde, vir U genade om ons te kan bystaan en dan ook juis deur U Gees vir ons die krag te kan gee om staande te kan bly. Sodat hierdie dinge wat ons gehoor het vir ons ook 'n realiteit kan wees en word. En daarom dra ons elkeen wat hierdie boodskap hoor ook aan U op en vra Here wees met hulle en help en seën hulle op hulle pad. En dit bid ons in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Ontvang dan nou die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen.